Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Dit is Opstandingssondag, die dag van die Christendom, die dag dat Maria Magdalena die woorde by Jesus gehoor het, dat sy vir die disippels moet gaan sê, en toe sê sy, ek het die Here gesien, Johannes 20. Die dag dat die disippels vir Thomas gesê het, wat nie die eerste Sondag aan daar was, toe hy die dood opgestaan het nie. Ons het die Here gesien, die taal van die vroeë kerk, die taal wat jy en ek vandag praat. Maar ons staan stil by die Hebreërboek vandag. Kom ons bid saam. Here God, maak ons harte sag, ons oë oop, maak ons tonge los om uit te roep, ek het die Here gesien. In Jesus naam. Amen. Ons het Vrydag, op Goeie Vrydag, het ons saam met mekaar in Hebreërs 2 begin lees. Ons het gelees die aanhaling uit die Psalm, dat die Here ons skaars minder as die engele gemaak het. Maar toe het ons ook gehoor dat ons sien vir Jesus, en ek wil tog daar begin, in Hebreërs 2 vers 8, ons sien egter dat nog nie alles aan die mense gesag onderwerp is nie, maar ons sien wel vir Jesus, ons sien vir Jesus, en ons sien dat hy vir 'n kort tydjie minder belangrik as die engele geword het, dat hy gelei het, en daarom het God hom as koning gekroon met eer en heerlikheid. Ons dilemma op hierdie Opstandingssondag. Ons dink te smal aan Jesus. Ons dink te eng oor Jesus. Ek praat van ons deur die eeue. Jesus is vir meeste mense, as jy vir hulle vra, slegs die verlosser aan die kruis. Natuurlik, 100 miljoen keer dit ook. Maar Jesus is soveel meer. Vra vir die Hebreërskrywer. Die Hebreërskrywer jubel dit uit, roep dit uit, dat Jesus eindeloos meer is as net die een wat gelei het. Hoor net in Hebreërs 5, wat ons ook saam met mekaar gelees het, vers 8, selfs al is Jesus die seun, het hy geleer wat ware gehoorsaamheid is deur sy eie lyding. Op hierdie manier het hy volmaak geword. Hy het bewys dat hy eintlik gehoorsaam is aan sy roeping. Daarom het hy die bron van ewige verlossing geword vir almal wat aan hom gehoorsaam is. So het God dan vir Jesus aangestel as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Die Hebreërskrywer vat ons na 'n plek toe waar die res van die kerk gewoonlik nooit is nie. Het jy ook al agtergekom dat die Hebreërboek baie min aangehaal word, baie min gepreek word, baie min geleer word? En ek dink daar's 'n rede. Ek dink ons wil nie die taal aanleer van die Hebreërboek nie. Ek onthou dit was 'n bekende filosoof wat gesê, die probleem is nie dat mense dinge nie verstaan nie. Die probleem is dat hulle nie taal daarvoor het nie. En ek onthou hoe 'n ander filosoof gesê het, the language of the end of my world is where the end of my language is. Bedoelende, as ek nie taal het nie, kan ek nie oor iets praat nie. En vir meeste mense is die enigste taal wat hulle het, Jesus is ons verlosser. En ek sê vir jou, die Hebreërboek het honderde ander woorde waarmee Jesus beskrywe word. Maar dalk is ons deur die eeue nie geestelik volwasse genoeg om dit te vat nie. En juis hier op Opstandingssondag roep ons mekaar op tot geestelike volwassenheid. Hoor net wat sê Hebreërs 5 vers 11. Hierdie onderrig dat Jesus die nuwe hoëpriester is, bedoel hy, is baie belangrik vir ons. Maar dit is moeilik om te verstaan wat dit presies beteken, want julle het lui geword om behoorlik te luister. Ons het lui geword, sê hy. Teen hierdie tyd moes julle al mense gewees het wat ander leer. Maar nou is dit alweer nodig dat iemand die heel basiese beginsels moet leer wat God sê. Soos klein babiekies wil julle heeltyd net melk hê. Julle kan nie vaste hemelse kos eet nie.
Mense wat melk drink het geen kennis of ervaring van die regte manier van leef voor God nie. Hulle is nog soos geestelike babas. Soliede kos is bedoel vir mense wat geestelik volwasse is. Hulle verstaan dit, hulle is geestelik in staat om te onderskei tussen reg en verkeerd. Die Hebreërbrief sê vir my, Stefan, vir my en vir jou, ons moet geestelik volwasse wees. Ons moet nuut en vars oor Jesus dink. Ons moet Jesus nuut verstaan, ook op hierdie dag, juis op hierdie dag. So, is jy reg om geestelik te groei? Kerk, is jy gereed, vra die Hebreërboek, om Jesus nuut te ontdek? Die Jesus van wie Hebreërs 1 skryf, en kom ek lees saam met jou, Hebreërs 1, vanaf vers 1 tot 3. In die ou dae het God op baie maniere, en op baie verskillende maniere, met ons, deur ons voorouers gepraat, maar in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat, deur die profete. Het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom aangewys as die erfgenaam van alles. Deur hom het God ook die ganse heelal gemaak. Hoor wie is Jesus, kerk? Die Seun is die weerkaatser van al God se eer en glorie. Hy is die presiese ewebeeld van God se wese en karakter. Die Seun sorg dat alles aanhou om te bestaan. Hy doen dit deur sy woord wat vol krag is. So wat weet jy van Jesus, as jy net weet hy het gesterf? Hoor dan, kerk, die Seun is die weerkaatser van God se eer en glorie, die ewebeeld. Ja, dis waar, hy het sy lewe opgeoffer, om ons rein te maak van al ons sondes. Hierna het hy op die belangrikste plek in die hemel gaan sit. Dit is aan die regterhand van hom, wat al die koninklike eer besit. Kerk, hier is julle Here. Dit is hy, en ek lees saam met jou 'n paar dinge wat ek vir my net self uit die Hebreërboek vinnig neergeskryf het. Hy is die een wat die belangrikste is in die heelal. Vers 6 van Hebreërs 1, die Seun is die heel belangrikste van almal. Wanneer God hom in die wêreld inbring, sê hy al die engele moet hom aanbid. Kerk, dit is hy wat die wegbereider en die pionier van ons redding is. Hebreërs 2 vers 10. Daarom het hy vir Jesus wat die pionier en padbouer is van almal se verlossing, perfek toegerus vir sy taak. Kerk, Jesus is die gestuurde en die apostolos. Gee nou aandag aan Jesus. Ons bely hy is die gestuurde van ons God. Kerk, Jesus is die voorhardloper om ons onthaalwe. Hebreërs 6 vers 20. As voorloper het hy vir ons die pad oopgemaak tot by God. Dit het hy gedoen omdat hy 'n ewige hoëpriester geword het, volgens die orde van Melchisedek. Kerk, Jesus is die geestelike bedienaar, die liturgos van God se nuwe heiligdom. Hebreërs 8 vers 2. Jesus is aan diens in die hemelse heiligdom. Dit is die ware tabernakel. Kerk, Jesus is die tussenganger of middelaar van die nuwe verbond. Hebreërs 8 vers 6. Maar nou het Jesus 'n belangriker bediening gekry. Hy is die middelaar van 'n baie groter en beter verbond tussen God en mense. Kerk, Jesus is die groot herder van die skape. Hebreërs 13 vers 20. Dis God wat vrede gee. Dis hy wat ons Here Jesus Christus uit die dood teruggebring het. Hy is die groot herder van die skape. Deur sy bloed het hy ons Here 'n ewige verbond tot stand gebring. Maar kerk, bo alles is Jesus ons nuwe hoëpriester. Hoor net Hebreërs 4 vers 10. So het God dan vir Jesus aangestel as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Wag, stop. Hier moes jy gesê het, maar dit kan nie wees nie. Maar jy en ek praat namens myself, ons het net nie hierdie kennis nie. Maar ons behoort te geweet het, Jesus kon nie 'n hoëpriester wees nie, want hy het nie uit die regte familie op aarde gekom nie. Hy het nie gekom uit die stam van Levi nie, hy kom uit die stam van Juda. En Juda het nie priesters nie. Dis nie die stam van Levi. En nou kom die Hebreërbrief en sê, die Hebreërboek en sê presies, God het 'n nuwe plan gemaak. Dis die punt van die Hebreërboek, dat die Ou Testament misluk het. Dat die Ou Testament nie gewerk het nie. Harde woord om te sê, maar ons moet dit vir mekaar sê, want as die Ou Testament gewerk het, sou dit gewerk het.
As die offers gewerk het, sou dit gewerk het. Maar hoor net wat skryf, en ek het sommer die tekste wat hier in die Bybel is vir myself op my selfoon ingetrek. Dis presies die probleem. Die priesters het nie gewerk in die Ou Testament nie. Daar die briljante priesterdom met duisende priesters wat deur duisende jare lank geoffer het, dit het nie genoeg gewerk nie. Hoor net, Hebreërs 7 vers 23, daar was al baie priesters. Hulle kon nie vir altyd priesters wees nie, want hulle het dood gegaan. En die offers het nie vir altyd gewerk nie, want hulle moes oor en oor en oor offer. Die verbonde het ook nie gewerk nie, want soos wat God die verbond maak, oortree Israel dit. Die hoëpriester, die heiligste ou, het nie gewerk nie, want sy eie sondes het in die pad gestaan. God moes 'n nuwe tekenbord saamstel. God moes 'n nuwe plan maak, die Nuwe Testament. Nee, die Ou Testament is nie daarmee heen nie, maar die Nuwe Testament is die Nuwe Testament. Israel, die historiese Israel, die Israel oor wie mense vandag sulke lofsange sing wat tans oorlog maak dat dit klap, is nie die eksklusiewe volk van God nie. En die Israel van vandag in elk geval kwalifiseer nie totdat hulle glo in Christus. God het 'n nuwe Israel, 'n nuwe plan, 'n nuwe priester, 'n nuwe hoëpriester en 'n nuwe verbond. Dis hoe radikaal Opstandingssondag is. Dis hoe radikaal die Hebreërboek is. Daarom sê die Hebreërboek, as ons nie dit kan vat nie, is ons nie geestelik volwasse nie. As ons nie na Jesus toe kan groei en meer as oor Jesus kan sê, is hy slegs vir ons sondes gesterf het nie. As ons nie kan sê, soos ons gelees het, hy is die afbeelding van God, die afdruk van God, hy is die nuwe middelaar, hy is die nuwe hoëpriester, hy is die nuwe voorhardloper, hy is die nuwe bewerker van redding, en ons nuwe hoëpriester nie, sê ons te min. Want dis wat Opstandingssondag beteken. Jesus het aan die kruis betaal wat betaal moes word, alles, eens en vir altyd. En toe sy in die hemel in, aan die regterhand van God, as nuwe hoëpriester. En hoor net, eens en vir altyd het God 'n offer laat bring deur Jesus, wat alle offers oorbodig maak, wat alle ander godsdiens oorbodig maak. Ek lees in Hebreërs hoofstuk 7 vers 27. Jesus het nie nodig om dag na dag offers te bring soos al die aardse hoëpriesters nie. Hulle moes eers offers bring vir hulle eie sondes. Daarna moes hulle offers bring vir die volk. Jesus het dit eens en vir altyd gedoen toe hy homself opgeoffer het aan die kruis. Die wet wys mense aan om hoëpriesters te wees wat self vol swakhede is. Maar God se plegtige gelofte het gevolg nadat die wet gegee is. Dit was toe hy die seun as hoëpriester aangestel het. Hy het hom volmaak en suksesvol gemaak tot in die verste ewigheid. Jy sien, God het 'n nuwe hoëpriester uit 'n nuwe orde van Melchisedek. Jy kan lees hoe die Hebreërboek dit met Jesus koppel. Maar God sê vir homself, Testament 1 het nie gewerk nie. Sonde was meer as die offers. Die hoëpriesters was nie heilig genoeg nie. En toe is daar een man wat gelei het, volmaak geword het, een offer aan die kruis, wat eens en vir altyd alles uitgevee het. In gewone taal, want dit het ek nie verstaan toe ek 'n kind was nie. Jesus het vir my, nie net vir my sondes gesterf nie, hy het vir my gesterf, hy het in my plek gesterf. Sonde is nie maar net ietsie wat aan my kleef nie, dit het in my wese ingekom, dit het deel van my natuur geword, soos Paulus skryf. Dit het my doodgemaak. Die virus is nie maar net iets wat ek kan los nie. Ek dink baie mense dink so oor sonde soos die Fariseërs. Sonde is sulke dade, sulke simptome, en hoe minder jy van die simptome het, hoe heiliger is jy. Vroeger het jy baie gevloek, nou vloek jy minder, en even die dag jy nog minder vloek. Vroeger het jy gesteel, en nou steel jy minder, en even die dag jy niks steel nie. Nee, dit is moralisme. Sonde is my wese, my natuur is deurdrenk. Ek is dood. Ek kan nie genoeg die wet hou nie, ek kan nie genoeg offers bring nie. En toe kom maar een offer vir altyd, Jesus. En nou is daar een hoëpriester, want hier's die ding. Die offer moet voortgaan. Jesus se werk aan die kruis, waarby ons vandag stil staan en die leë graf, is nie afgehandel nie. Hy's nou in die hemel in as hoëpriester.
Jesus is nie werkloos nie, soos ons vir mekaar sê. Met respek, hy's nie op pensioen nie. Nou in die hemel werk hy die offer wat hy op aarde gebring het, wat Goeie Vrydag van vertel, volstoom uit. Hoor net, Hebreërs 4 vers 14 en 15. Wat 'n aangrypende teks. Ons het nou 'n groot en magtige hoëpriester. Hy het deur al die hemelse ruimtes beweeg. Hy is nou by God. Hy is Jesus, die Seun van God. Daarom moet ons met alles aan ons vashou, aan dit wat ons oor hom bely. Hy is 'n hoëpriester wat vol simpatie is met ons as gevolg van ons swakhede. Hy is op presies dieselfde maniere versoek as onsself in alles, maar hy het nooit enige sonde gedoen nie. Jesus is ons hoëpriester. Hy is nou in die hemel. Hy weet nou in die hemel waardeur jy en ek is. Ons het dit Vrydag ook vir mekaar gesê. Jesus moes op aarde volmaaktheid leer. Hy moes medelee leer, maar hier word of ontferming leer. Hier word 'n ander Griekse woord gebruik. Hy moes simpatie, hy moes ontferming op die diepste manier leer. En nou sê hy in die hemel. En nou kan hy daar vir ons optree. En daar kan hy vir ons pleit. En hy doen dit. Jesus sit aan die regterhand van God. En hy pleit vir ons, sê Paulus. Hy is ons hoëpriester. Hy herinner God oomblik na oomblik, sekonde na sekonde, minuut na minuut. Ek het betaal. Ek het betaal. En wanneer ons stikkend en verwese ook vandag voor God staan, met bedelaarsehande, wanneer ons weer gefaal het, wanneer ons God vir die hoeveelste keer teleurgestel het en opreg kom pleit om vergifnis, en ons weet ons breek God se hart, is dit Jesus wat verstaan, Jesus wat begryp, wat self versoek is, sonder dat hy ooit ingegee het. Hy is ons volmaakte, perfekte, ewige hoëpriester. Dis wat Opstandingssondag sê. Opstandingssondag sê die kruis is kaal, die graf is leeg, maar dit sê vir ons, kyk terselfdertyd in die hemel in. Kyk sommer nou al na hemelvaart. Kyk na die hoëpriester aan die regterhand van God. Koning wat gewen het, wat geleer het om volmaak te word deur sy eie lyding, wat aan die regterhand van die Vader sit, wat vir ons pleit. Hy deur al die hemelse ruimtes beweeg. En nou is hy God. Hy wat jou en my in my skoene gestaan het, kan steeds as hoëpriester vir jou en my intree agter die heiligste in die heiligdom. En wat doen Jesus daar in die heiligdom? Wel, ons sê vir mekaar, hy het eens en vir altyd alles afbetaal. Hy het vir my gesterwe. Hy het agteruit gesterwe en hy het vooruit gesterwe. Hy is in die taal van Hebreërs 9 my bron van ewige verlossing. Kom ek lees saam met jou 'n stukkie uit Hebreërs hoofstuk 9. En hierdie is swaar, ek weet dit, hierdie is ingewikkeld. Maar die Hebreërs skrywer sê vir ons moet geestelik volwasse wees sodat ons dit kan vat, sodat ons nie net kan dink aan Jesus wat ly nie, maar Jesus ons hoëpriester. Hoor net, Hebreërs 9 vers 11. Toe daag Jesus op as hoëpriester, om al daardie goeie dinge te laat gebeur wat nog op pad was. Hy het ingestap in 'n baie groter en meer volmaakte hemelse tabernakel. Dis nie deur mense gebou nie. Dis nie 'n sigbare tabernakel wat iewers hier in ons wêreld te sien is nie. Die Hebreërs skrywer sê, kom ek wys julle wie is Jesus. Die Jesus oor wie julle net kan sê hy het aan die kruis gesterwe. Kom ek wys julle. Hierdie Jesus, wat 'n klein rukkie minder as die engele gemaak is, ons sien hom. Want dis wat Hebreërs 2 vers 9 sê, ons sien vir Jesus, met eer en heerlikheid gekroon as koning, maar ook as hoëpriester. Hy het triomfantlik in die hemel ingestap, in 'n tabernakel. Hoor, vers 12. Christus het nie bokramme en kalwers se bloed nodig gehad, toe hy daar in die hemel ingestap het nie. Sy eie bloed was die offer. Dit het hom vir eens en altyd laat ingaan tot in die heiligste plek. So het hy verskoning, ewige verlossing moontlik gemaak. Jesus is in die hemel en hy sê, ek waarborg redding. Ek waarborg ewige lewe. Ek waarborg, ek het met jou medelee. Geen godheid, geen afgod hier op aarde, geen ander filosofie, geen ander lering
kan jou vrymaak nie. Ek waarborg dit. In die eerste verbond kon die bloed van bokramme en bulle, die as van 'n vers kalf wat op onrein mense gestrooi is, mense toewy aan God. Dit kon hulle liggame rein maak. Hoewel, hoeveel te meer sal die bloed van Christus dit dan nie nou doen nie. Die Gees wat vir ewig bestaan het deur hom gewerk. Daarom het hy homself as 'n perfekte offer sonder enige vlek van sonde aan God gegee. Hoeveel te meer sal hy dan nie ons gewete rein maak van al daardie dooie werke wat ons eers gedoen het nie. Hy sal sorg dat ons God opreg gaan bid. Hy sal sorg dat ons God opreg gaan bid. Dit is presies hoekom Jesus die middelaar is van 'n nuwe verbond tussen God en mense. Hy het doodgemaak sodat mense vrygemaak kan word van daardie oortredings wat nog deel uitmaak van die eerste verbond. Dit is hulle wat nou ook geroep is om die ewige erfporsie te ontvang wat hy beloof het. Dis diep, dis moeilik, maar dit is nie so moeilik nie. In 'n neutedop. Ons sien Jesus. Ons sien Jesus, Hebreërs 2 vers 9, wat vir 'n wyle minder as die engele geword het, sodat ek en jy met eer en heerlikheid gekroon kan word. Maar nou sien ons Jesus, Hebreërs 1, die ewige een, die afbeelding van God se heerlikheid, die wegbereider, die voorloper, die hoëpriester. En hierdie hoëpriester sien ons het aan die kruis eens en vir altyd betaal. En nou is hy in die hemel om wat te doen? Om oomblik na oomblik ons verlossing te waarborg, om oomblik na oomblik ware aanbidding te waarborg, om oomblik na oomblik met ons medelee te hê. Dis Jesus, dis die Here, dis Jesus. En wat doen ek en jy nou? Daarmee sluit ek af, na hierdie wonderlike reis op Opstandingssondag met Hebreërs 4, vers 16. Laat ons dan nou met groot vrymoedigheid nader kom, na ons genadige God se troon toe. Daar sal ons ontferming ontvang, daar sal ons genade raakloop, daar sal ons op die regte tyd hulp kry. En mag ons hoor wat Hebreërs 3 vers 1 sê. Liewe geloofsfamilie, julle is heiliges wat aan God behoort. Julle deel in die hemelse roeping. Julle is geroep om vir altyd daar by God te leef. Gee nou al julle aandag aan Jesus. Wat het Hebreërs 2 Vrydag vir ons gesê? Ons sien Jesus. Wat sê Hebreërs hoofstuk 3 vandag vir ons? Gee dan nou al julle aandag aan Jesus. Ons bely, hy is die gestuurde van God. Hy is ons hoëpriester. Gee nou al julle aandag aan God. Gee nou al julle aandag aan Jesus. Kerk, sien jy die verlosser aan die houtkruis? Kyk verder, sien die leë graf. Kyk verder, sien die hemele oop. Sien die hoëpriester aan diens wat daar ingestap het wat sê, ek het betaal. Ek lei jou in volmaakte nuwe godsdiens in. Ek het jou vrygemaak. Ek waarborg jou ewige erfporsie. Kerk, sien jy vir Jesus? Gelowige, sien jy vir Jesus? Wel, gee al jou aandag aan hom. Hy is die gestuurde van God. Hy is jou hoëpriester. Nou kan jy na God se troon van genade toe gaan. Dit staan waawyd oop. Dit staan oop en dit wink jou om in God se arms in te hardloop. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.